Welkom by die laaste dag van die aanlyn bekendmaking van die 2025 ATKV Woordfeertjie wenners. Vandag maak ons die wenners bekend van die pryse vir spanningslektuur en nie-fiksie, asook die ATKV Prosaprys. Eerste aan die beurt is die prys vir spanningslektuur, een van die vinnigste groeiende en gewildste genres in Afrikaans. Vanjaar se beoordelaars was Phyllis Green, Thys Human en Walda Jansen. Die 3 finaliste vir vanjaar se prys is Die Keiser se Duim, Chris Karsten, uitgegee deur Human en Resou. Gebooie, Rudy van Rensburg, uitgegee deur Kwellerie. Al wat tel, Irma Venter, uitgegee deur Tafelberg. En vanjaar se wenner van die prys vir spanningslektuur is Al wat tel deur Irma Venter, uitgegee deur Tafelberg. Hier is wat die beoordelaars daaroor te sê gehad het. Irma Venter skryf inderdaad 'n boeiende storie oor relevante aktuele onderwerpe soos geldwasery, korrupte politici, polisielede en tenderpreneurs. Die nuwe medialandskap word ook insiggewend en geloofwaardig verweef met die aksie. Die vinnige tempo hou die leser vasgenaal, omdat jy die aksie saam met Amy Prinsloo beleef tot op die laaste bladsy van die boek. Die groei van die karakters maak hulle geloofwaardig en mense van vlees en bloed met wie jy kan identifiseer. 'n Goeie spanningslyn word ook deurentyd gehandhaaf. Die ATKV se prys vir nie-fiksie word jaarliks toegeken aan die beste lesersgerigte nie-fiksie publikasie. Vanjaar se beoordelaarspaneel het bestaan uit Lindy Koorts, Jean Meyring en Bettina Wyngaard. Die 3 finaliste vir die prys vir nie-fiksie is Amma, Charmaine Africa, uitgegee deur Tafelberg. Jopie Fourie, 'n besinning, Albert Blyk, uitgegee deur Protea Boekhuis. Dienaar van die waarheid, MC Botha, uitgegee deur Turksvy Publikasies. En vanjaar se wenner is Amma, deur Charmaine Africa, uitgegee deur Tafelberg. Die beoordelaars het die volgende oor Amma te sê gehad. Dis 'n buitengewone, boeiende en roerende boek. Dit lyk bedrieglik eenvoudig. Die herinneringe van 'n bruin kind en haar gesin in Bishop Lywes tydens die apartheidsjare. Die krag en die moeilikheidsgraad lê juis in die boek se eenvoud. Die narratief is gestroop, niks is oorbodig nie, en subtiel lei Afrika die leser om aan die hand van 'n veronderstelde klein storie 'n veel groter patroon raak te sien. Eers deur die oë van 'n jong kind, dan 'n tienermeisie en uiteindelik 'n jong ma. Die vertellerstem ontwikkel deurgaans saam met die betrokke lewensfase in 'n klokhelder Kaaps. Die gebruik van Kaaps verleen 'n egtheid aan die verhaal, wat andersins verlore sou wees indien die boek in standaard Afrikaans geskryf sou wees. Afrika skryf 2 wêrelde oop. Die wêreld van Kaaps as taal en die wêreld van die Kaapse vlakte. Sy probeer nie preek nie, maar laat haar narratief die praatwerk doen. Dit getuig van uitsonderlike skryfvernuf wat nie onderskat moet word nie. Dit bring ons by die laaste afdeling van vanjaar se ATKV Woordfeertjie toekennings. Die ATKV Prosaprys is een van die oudste en mees gerespekteerde letterkundepryse in Afrikaans. Dit word reeds sedert 1984 toegeken aan die skrywer van die beste gewilde prosa wat in die voorafgaande jaar verskyn het. Vanjaar se beoordelaars vir die ATKV Prosaprys was Marnie Bonthuis, Rihanna Skeepers en Kirby van der Merwe. Die 3 boeke wat vanjaar meegeding het vir die gesogte ATKV Prosaprys is Die Onsigbare, P.J.O. Jonker, uitgegee deur Tafelberg. Hemel en aarde en ons,
Zirk van den Berg, uitgegee deur Kwellerie. Onrus op Steinshoop, Ingrid Winterbach, uitgegee deur Human en Resou. En die wenner van vanjaar se ATKV Prosa Prys is Onrus op Steinshoop deur Ingrid Winterbach, uitgegee deur Human en Resou. Hier is die beoordelaars se kommentaar daarop. Winterbach se Onrus op Steinshoop verbeeld met humor die huidige Suid-Afrikaanse konteks. 'n Uiters skerp stuk skryfwerk van 'n skrywer wat seker is van die storie wat sy vertel en oor die vaardigheid beskik om kleindorpse intriges en karakters tot 'n roman te omskep. Sy roer ernstige temas soos xenofobie aan, asook die verval van infrastruktuur in die platteland. Die motief van skepping en kunstenaarskap word op 'n interessante, selfrefleksiewe wyse deur die teks geweef. Die karakters het hul eie stemme en hoewel perspektiefwisseling in die teks gebruik word, is die leser nooit verlore ten opsigte van wie fokaliseer nie, omdat karakters so oortuigend geskets word. Die ruimte van Steinshoop is voorts baie herkenbaar vir enige Suid-Afrikaner, hoewel Winterbach met haar kenmerkende averegse styl dit ook regkry om die bekende vreemd te maak. Die boek is van meet af snaaks, melankolies en oneerbiedig. Dit is 'n dapper roman en 'n boek wat 'n plesier was om te lees. 'n Waardige wenner. Daarmee kom ons aan die einde van vanjaar se ATKV woordfeertjies. Hartlik geluk aan al die 2025 wenners. Dit is vir die ATKV 'n voorreg om Afrikaanse woordmeesters te vereer. Ons groet jou tot volgende jaar.